Hoe beweeg geloof? Het jy al gewonder oor geloof? Dis daai een ding wat ek en jy so half sukkel om ons hande om te kry. Dis daai dinamiese ding en tog is daai ding wat stil staan. Dis daai ding wat dinge doen in ons lewe en soms werk dit net nie. Dan vra ons onsself daai moeilike vraag. Ek het 'n vriend gehad jare terug wat gesê het as hy in 'n moeilike situasie kom, ons is nou op 'n plek waar ons meer vra as antwoorde het. En ek is seker net soos ek, het jy ook dalk vandag meer vra as antwoorde. Desperaat bring 'n man sy seun na Jesus toe. Ek gaan vir jou lees uit Markus 9 vers 18 toe. En ek wil hê jy moet jouself inleef in wat hierdie man se hart net aangegryp het. Wat het gemaak dat daai man paniekerig daai dag, vol angs, en dis dalk 'n angs wat jare gekom het, na Jesus toe kom. Hy sê en elke keer as die gees, dis 'n bose gees, hom gryp, gooi hy hom op die grond neer. Dan kry hy skuim om sy mond en hy kners op sy tande en spiere trek saam in sy lyf. En dan sê hy vir Jesus, en ek het die disippels gevra om hierdie gees uit te drywe, maar hulle kon nie. En hakies was jy al op daai plek waar jy jou gewend het na mense om jou te help en skielik kon hulle niks doen nie. Vers 22. En baie keer het die gees hom al in die vuur laat val en in water gegooi om hom dood te maak. As jy tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons helmer en help ons. En ek wil 'n sirkeltjie trek oor daai woordjie wat hierdie man sê vir Jesus. Hy sê, as hy miskien iets kan doen. Klink daai miskien vir jou na geloof? Hy staan voor die God van die heelal wat alles geskep het, tog in sy gemoed is daai woordjie miskien. Daai man kom nie met 'n gepoleerde teologie en uitgewerkte raamwerk na Jesus toe nie. Hy kom met 'n gebreekte liggaam en 'n stikkende hart. 'n Hart wat bloei vir sy seun en 'n liggaam wat nie werk soos wat hierdie man wil hê sy seun sy liggaam moet werk nie. En dan kom hy die woorde wat so bietjie in die lug hang in vers 22. Hy sê en dikwels het hom in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Dan sê hy, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons. En dis die tweede woord wat ek wil onderstreep. As u. Miskien moet ons tema maak vandag, geloof groei in die broeikas van onsekerheid. Want daai woorde as u klink ook nie na geloof nie. Hy het al in die verlede geglo, gebid, na almal toe gaan met hom kom help, en tog was hy teleurgesteld elke keer. Was jy op daai plek, waar 'n battle in jou lewe gekom het wat so intens is, dat jy alles gedoen het wat jy kan, en jy het geglo dat die sweet op jou voorkop perl, en tog voel jy, ek is teleurgesteld. Een van die eerlikste verse in die hele Bybel kom volgende, vers 24. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en hy sê, ek glo. Here, kom my ongeloof te hulp. Weer 'n paradoks in hierdie verse, en die kan sê, ek glo, kom my ongeloof te hulp. En die kan sê, ek glo, en die kan sê, ek erken as ongeloof in my hart. Is jy al op daai plek, daai moeilike plek waar jy glo, maar daar's tog ongeloof in jou hart. En jy vra vandag, moet ek myself kwaadlik neem, moet ek myself verander, gaan my geloof nie werk nie, wat gaan aan, hier's 'n storm in my hart. En hierdie versie wat klink na ongeloof, vertel ons meer van geloof as 100 slogans en clichés ooit kan doen. Want jy sien, geloof is nie daai gepoleerde, onwankelbare iets in my binneste nie. Geloof is dinamies. Geloof is iets wat beweeg en wat verander. Dit stoei en dit groei in ons hart. En baie keer wil ons sê, geloof moet groei en opstaan sonder die stoei, want ons as mense hou nie van stoei nie. Dit klou vas in die donker. En tog lewe dit.
En op hierdie punt kom ek en jy by die plek waar ons dalk die vraag vra, wat op aarde is geloof? Hoe werk dit? Ek gaan vir jou so 'n paar dinge net plant in jou hart oor geloof, en ek wil hê jy moet toelaat dat dit groei van self saam met die Heilige Gees en in jou tyd met die Here. Ek gee nie al die oplossings vandag nie, maar ek gaan verseker vir jou saad gee wat kan werk. Geloof is nie daai mystieke krag nie. Dis rigting. Dis so belangrik, ek wil dit weer sê. Geloof is nie daai mystieke krag nie. Geloof is rigting. Dis eintlik goeie nuus, want as dit 'n mystieke krag is, dan vra jy vir jouself, hoe op aarde gaan ek dit laat werk? As dit rigting is, kan jy vra, okay, George, waarheen moet ek kyk? Hoe moet ek myself draai? Die een is iets wat moeilik is om te doen. Die ander een iets is 'n rigting is baie maklik. Kyk na die pa in Markus 9. Die krag was nie in die grootte van sy geloof nie, maar in die rigting waarheen gekyk het. Hy het na die regte persoon gekyk. En soms is ek en jy by daai plek waar ons probeer berge skuif met die grootte van ons geloof. Maar ek wil jou vandag uitdaag om te sê, dit gaan nie so seer oor die groot jou geloof is nie, dit gaan oor die rigting waar jy kyk. En Jesus het baie keer gesê, julle het klein geloof of julle het groot geloof, en elke keer het hy verwys na, kyk na my. Groot geloof beteken, kyk na my. Groot geloof beteken, jy het hierdie wilskrag wat jou gedagtes kan oplyn om te glo nie. Ekskuus dat ek so hoes en proes vandag. Hoekom dink jy in die Bybel vergelyk Jesus geloof met die kleinste mosterdsaadjie? Want dit kos nie 'n berg van geloof om 'n berg te skuif nie. Hoor mooi, dit kos nie 'n berg van geloof om 'n berg te skuif nie. It takes a mountain moving God. Dit is baie moeilik om na Afrikaans regtig goed te vertaal, maar dit gaan nie oor het jy 'n berg van geloof nie. Jesus sê 'n mosterdsaadjie, 'n klein saadjie is groot genoeg. En dan sê in daai saadjie is daar groei ingebou. It takes a mountain moving God. Geloof is daai hand in jou wat desperaat uitreik. En soms is daar so 'n bietjie desperaatheid ook in geloof. 'n Swak hand in die greep van sy redder. Ek onthou so 'n klompie jare gelede het ek bitter vinnig die groot motorfiets weggetrek en die skok en die G-force was so groot dat 'n disk het geskuif in my nek, en ek kom by die huis en ek tel 'n bottel melk op en die val uit my hand uit. 'n rukkie later tel ek my laptop op en die val hy stikkend op die vloer, en ek dink ek sou die ding tog nie laat val het nie. Toe kom ek agter, skielik na daai disk geskuif het, was die krag uit my hand uit. Daai aand moes hulle die mes inlê en my nekoperasie gee. Geloof is 'n swak hand in die greep van sy redder. Want baie interessant was van hierdie swak hand van my, was dat ek het gegym vir 'n jaar of 2 na die tyd tot my een hand en my ander hand weer dieselfde sterkte was. Dit het lank gevat, want daai sterkte moes teruggroei. Geloof is 'n rigting. Na wie kyk jy? En dan is die tweede ding wat ek vandag wil plant in jou hart, dat daar's tye waar geloof en twyfel soms in dieselfde huis bly. En wat is die huis? Hier is die huis. Daar's baie keer in jou hart geloof en twyfel wat op een slag daar is, en dan weet ek, jy en ek vra, gaan my geloof nou nie werk nie? Dat jy, Markus 9 sê, ek glo Here, maar kom my ongeloof hier binne te hulp. Miskien moet jy vandag daai gebed bid. Ons dink geloof is een kamer in ons hart en ongeloof is 'n ander kamer. Ons moet die deur toemaak dat hierdie twee net nie by mekaar uitkom nie, want die ongeloof gaan die geloof opeet. Nou jy Pac-Man in die ou dae. Wanneer ek en jy begin twyfel, dan glo ons dadelik in 'n splitsekonde dat al ons geloof voort is by die deur uit, daarmee heen.
Want ons leef met hierdie persepsie dat daar nooit twyfel in ons hart mag wees nie. Jesus kom nie weer terug, of hy sê nie vir hierdie man, hey dude, kom terug die dag as jy jouself uitgesorteer het, en gaan besluit of jy nou wil glo of nie. Dit is glad nie wat Jesus sê nie. Want Jesus verstaan dat twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie. Want jy sien ongeloof, en ek tref hierdie onderskeid tussen twyfel en ongeloof ook. Ongeloof is daai oortreffende trap, dit is om te weier om te vertrou. Dit het niks te doen met onsekerheid nie, dit beteken ek weier om te vertrou, my hart is verhard, ek het besluit God is nie 'n goeie God nie, net drama so in my kom, so ek kyk nie na hom nie, ek kyk weg. Wat ons net nou gesê, geloof is 'n rigting. Twyfel is juist soms die teken dat ons geloof wakker is en dat ons geloof soms veg vir sy lewe. Ons sê altyd, 'n ou wat regtig slim is, dink nooit hy slim nie. En 'n ou wat regtig onnoosel is, dink hy slim. En net so werk dit met twyfel en geloof. Soms as daar 'n bietjie twyfel in jou hart is dit juis 'n teken dat die geloof is wat wakker is, wat stoei met hierdie twyfel, en ons weet stoei en groei kom altyd in dieselfde sin voor. Soms is geloof daai kers in die wind wat vir ons voel dit kan so maklik weggewaai word. Die derde ding wat ek vandag in jou hart wil plant, is geloof groei in 'n oond. Geloof groei in die bakoonde van die wêreld. Dink aan Daniel en sy 3 vriende. Dis in die vuur wat hulle God ontmoet het. Wat geloof amper sê ek demonies, wat geloof dinamies maak, is dat dit steeds aanhou ontwikkel en groei soos tyd aanstap in ons lewe. Jy hoef nie vandag jou polse teen die sypaadjie te gaan afskuur om te sê, dis verby met my want daar's twyfel in my hart nie. Geloof sal altyd groei. Dink aan Abraham, die vader van ons geloof. Dink bietjie aan die pad wat daai man gestap het voor hy by sy beloftes uitgekom het. In Romeine 4 vers 18 is daar 'n baie interessante versie, en as jy gaan kyk na die oorspronklike Grieks, gaan jy sien daar's 'n woordspeling wat vir ons iets sê. Hy sê Abraham het teen hoop op hoop geglo dat hy die vader sou word van baie volke. Wat beteken daai woord teen hoop op hoop? Aan die een kant beteken dit daar's iets wat sy hoop teëgestaan het, en aan die ander kant beteken dit daar was hoop in sy hart, so hy teen hoop op hoop geglo dat hy die vader sal word vir baie nasies, en soms het twyfel die vader van ons geloof laat struikel. Ja, jy het reg gehoor, die pa van ons geloof het ook gestruikel. Hy het vir Farao gejok oor sy vrou. Hy het gesê, dis my suster, omdat hy bang sou wees, hy sou sy vrou verloor en as die hele nageslag daarmee gewees het. Hy het probeer om die belofte van die Here te forceer om te gebeur deur Hagar te gebruik om Ismael vir hom in die lewe te bring. Sy geloof was nie 'n reguit lyn nie. Sy geloof was verweef in 'n lang, ongelyke, getoetste reis. En vandag wil ek vir jou sê, geloof is 'n reis. Dis nie 'n oomblik nie, dis ook nie 'n besluit nie. Dis 'n rigting en 'n reis. Tog noem die Bybel vir Abraham die vader van ons geloof ten spyte van al hierdie dinge. Nog 'n paradoks. Die 4de saad wat ek gaan plant in jou hart. Geloof werk en geloof rus. George, wat bedoel jy? Werk en rus is daai groot paradoks van geloof. Baie keer sê ons, daar moet nie performance in my lewe wees nie. Ek moet op die Here vertrou, en dan lees ons daai skrif raak wat sê geloof sonder die werke is dood. Geloof beer voort in ons lewe. Maar geloof rus ook. Wat is die beweeggedeelte? Daai stuk wat Jakobus sê, geloof sonder die werke is dood. Wat beteken, daar's dinge wat ek moet doen, daar's doen wat voortspruit uit my geloof. Ek glo,
Hierdie stoel kan my gewig dra, daarom doen ek dit doen, ek gaan sit op hom. Ek glo, die Here kan my help met hierdie nuwe besigheid, en dan belê ek geld daarin, en ek werk daarin, en ek doen, en dan werk dit. Hierdie man het geglo in Jesus, en toe was hy doen, om ten spyte van sy twyfel, sy seun na Jesus toe te vat. Hy het gedoen. Maar dan is daar 'n ander kant. Want jy sien mense glo so, ek sê partykeer, ons glo hulle self in ongeloof in. Hulle werk so hard aan hulle geloof, dat hulle desperaat raak. Want hulle verstaan nie, daar's 'n plek wat sê, geloof is ook nie. Habakuk in die Ou Testament 3, ek dink vers 17 sê die volgende. En aanvanklik klink dit nou baie negatiewe vers, maar hoor hom uit. Hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes oplewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beestekrale sonder beeste wees. Vers 18, nogtans sal ek in die Here jubel, en ek sal juig in my God en my redder. Ons weet, rus gaan nooit gepaard met sweet nie. Sweet gaan gepaard met werk en perform. Ons weet dat vreugde en jubel gaan altyd saam met vakansie en saam met rus. Hy sê, ten spyte van wat ek sien, sal ek jubel in die Here, en ek sal juig voor my God. Die vreugde voor sukses word in die rus gebore. Wanneer ek en jy op daai plek kan kom waar ons sê, Here, daar's nou vir my niks anders oor as om te ontspan nie. Daar's my niks anders oor as om net te sê, ek gaan op U vertrou, ek het geen ander keuse nie. Ek gaan net kyk in die regte rigting, en is al wat ek kan doen. Dan gebeur daai ding wat sê, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, word gebore in ons hart. En op daai plek word vreugde gebore. So die vreugde kies ons, maar uit die vreugde uit kom die rus. So kies vandag om dankbaar te wees vir wat jy het. Kies vandag om te begin glo dat daai klein mosterdsaad in jou geloof 'n groot boom gaan word. Kom ons sluit af. Die pa arriveer nie met 'n groot geloof nie. Inteendeel, hy arriveer met 'n baie twyfel in sy hart, en 'n seun met 'n gebreekte liggaam. En wat doen hy? Hy kom sit hom voor Jesus neer. Dis al wat ek en jy vandag hoef te doen. Geloof is 'n rigting. So, daai ding wat jou so vreet vandag, daai ding waarvoor jy nie meer antwoorde nie, waar jy meer vra as antwoorde voor het, kom vandag en kom sit dit voor Jesus neer. Geloof is nie 'n krag wat jy kan generate in jou nie. Dis 'n rigting waarna jy kyk. Kies vandag om jou rigting te verander, en ek kan vandag aan geen beter sin om hierdie kort gedagte oor geloof af te eindig as om te vra, na wie kyk jy nie? Na wie kyk jy nie? Want geloof is 'n rigting. En wanneer jy in die regte rigting kyk, dan kom die krag nie uit jou geloof nie, krag kom van hom na wie jy kyk. Die bron van alle energie in die heelal. En ek wil jou vandag stuur in hierdie wye wêreld in, met 'n nuwe vrymoedigheid ten spyte van die twyfel wat mag woon in jou hart. Gaan luister in laasweek se woord, dan gaan jy agterkom, daar's 'n dinamika in die wêreld wat ons baie keer miskyk. So trou hierdie twee woorde met mekaar, en jy gaan sien iets gaan gebore word in jou hart op 'n nuwe manier en op 'n nuwe vlak. En dan wil ek jou vra, as jy graag wil belê in ons bediening, doen dit, want ons vertrou die Here dat ons in hierdie stad en hierdie land 'n groot voetspoor sal trap saam met jou, dat die Here weer groot dinge in ons land, in ons nasie, in ons stad en op jou erf kan doen. Mooi loop. Kom ons sluit ons oë vir een oomblik en dan bid ons saam. Vader, ons wil U eer dat ons kan sit voor U, en ons wil vandag soos daai man kom met gebreekte goede.
maar ons wil sê, ons kyk verseker in die regte rigting. Ons wil vandag kyk na Jesus. Ons wil kyk na U. Ons wil ons probleme voor U kom neersit. Dan wil ons werk en ons wil rus. En help ons om te weet wat om te doen en help ons om te weet hoe om te rus. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Sien jou ander dag weer. Mooi loop, geniet hierdie oomblik, geniet hierdie week, geniet elke oomblik, want elke oomblik behoort aan jou.